Hallo, my naam is Pieter en ek is van Where is Hope Ministries. Vandag gaan ons gesels oor hoe om met die Heilige Gees vervul te word. Hoe om met die Heilige Gees vervul te word? Natuurlik deur geloof as 'n wilsbesluit. Doelstelling. Die doel van hierdie sessie is om te kommunikeer oor hoe om vervul te word met die Heilige Gees deur geloof as 'n daad van jou wil. Leerdoelwitte. Hierdie sessie sal jou help om te verstaan wie die Heilige Gees is en hoekom hy gekom het. Verstaan wat dit beteken om met die Heilige Gees vervul te wees. Verstaan hoe om in te asem. Met ander woorde, hoe om gevul te word met die Heilige Gees deur geloof as 'n daad van jou wil. En dan 2 skrifverwysings te noem wat verband hou met die vervulling met die Heilige Gees. As inleiding wil ek noem, u sal uit ons laaste boodskap onthou dat ons van 3 kringe wat 3 soorte lewens verteenwoordig bespreek het. Jy sal onthou dat die linker sirkel is die natuurlike mens, die natuurlike lewe, waar Christus buite die lewe staan en die self is op die troon. En dan die middelsirkel, die geestelike lewe, waar Christus in die lewe en op die troon sit, terwyl die self onttroon is. En dan die regter sirkel, verteenwoordig die wêreldse of vleeslike Christen, waarin Christus onttroon word en die self op die troon is. Nou hierdie wêreldse of vleeslike Christen probeer om die Christelike lewe te leef deur selfpoging, maar sal uiteindelik gefrustreerd en verslaan word. Ons het die eerste stap van geestelike asemhaling bespreek, naamlik uitaseming of belydenis van sonde. Hierdie boodskap sal konsentreer op die tweede stap, hoe om die volheid van die Heilige Gees in te asem. Hoe om met die Heilige Gees vervul te word? Om te leer hoe om met die Heilige Gees vervul, met ander woorde beheer en bemagtig te word, is die belangrikste ontdekking van die Christelike lewe. Jy kan die oorvloedige lewe ervaar wat Jesus beloof het. Dis die eerste waarheid. En die tweede waarheid, jy kan ander mense na Christus lei. Al was hulle vir 3 jaar van hulle aardse bediening by die Here, was die apostels nie toegerus om ons Here se groot opdrag uit te voer nie, totdat hulle met die Heilige Gees vervul was. Dink aan die laaste woorde van ons Here Jesus gespreek het, terwyl hy met sy disippels op die Olyfberg was, slegs oomblikke voor hy na die hemel opgevaar het. Ja, Jesus het sy disippels opdrag gegee om die wêreld in te gaan, om die evangelie te preek en om disippels van alle nasies te maak. Maar hy het hulle beveel om nie Jerusalem te verlaat voordat hulle met die krag van die Heilige Gees vervul was nie. En dit lees ons natuurlik in Handelinge 1 vers 8, waar ons lees, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea
en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Jesus het beloof dat ons groter werke sal doen as wat hy gedoen het. Natuurlik kan ons nie hierdie groter werke deur ons eie selfpogings verrig nie. Nee, dit sal voortspruit uit die seun van die mens wat gekom het om te soek en te red. Natuurlik deur die krag van die Heilige Gees. Ons verantwoordelikheid, dis nou ek en jy, is om Christus te volg. Sy verantwoordelikheid is om ons vissers van mense te maak. Ons lees dit in Matteus 4 vers 19. Die Heilige Gees, wat die disippels op Pinkster ontvang het hulle in staat gestel om die verloop van die geskiedenis te verander. Dieselfde Heilige Gees is vandag aan elke gelowige beskikbaar. Ek het 'n vraag. Ken jy sy krag in jou lewe? Is jy 'n oorwinnende, vrugbare getuie vir Christus? Indien nie, kan jy wees deur te leer hoe om met die Heilige Gees vervul te word. Tragies genoeg weet menige Christene nie hoe om met die Heilige Gees vervul te word nie. Hulle gaan deur die lewe sonder om ooit die oorvloedige en vrugtige lewe te ervaar wat Christus beloof het aan almal wat hom vertrou en gehoorsaam. Die antwoord op die volgende 5 vrae sal jou lei tot 'n kennis en ervaring van die geesvervulde lewe. Wie is die Heilige Gees? Hoekom het hy gekom? Wat beteken dit om met die Gees vervul te wees? Waarom is die gemiddelde Christen nie vervul met die Heilige Gees nie? Hoe kan 'n Christen met die Heilige Gees vervul word? Ons gaan hierdie 5 vrae nou in ons lesing behandel. Die eerste, wie is die Heilige Gees? Hy is God, hy is God. Hy het al die eienskappe van die Godheid. Hy is 'n persoon, nie net 'n krag of 'n onpersoonlike wese nie. Hy is die derde persoon van die drie-eenheid, gelyk aan God die Vader en God die Seun. Ouens, niemand kan die drie-eenheid regtig definieer nie. 'n bekende teologiese professor het op 'n keer gesê, die man wat die drie-eenheid ontken, sal sy siel verloor, maar die man wat die drie-eenheid probeer verstaan, sal sy verstand verloor. Ons probeer om die konsep van die drie-eenheid te illustreer, maar die pogings is natuurlik heel onvoldoende. Ek gaan 'n voorbeeld gee. Water, dis nou H2O, kan voorkom as 'n vloeistof, 'n vaste stof en 'n damp. 3 maniere, maar dit is steeds alles water. As ek nog 'n illustrasie kan gee, ek is vir my pa en ma 'n seun of 'n dogter, vir my eggenoot 'n man of 'n vrou en vir my kinders 'n pa of 'n ma. Tog is ek regtig net een persoon met verskillende rolle en verantwoordelikhede. Hoekom het die Heilige Gees gekom? Hy het gekom om Christus te verheerlik. Op die dag van sy kruisiging het Jesus vir die disippels gesê, dit is vir julle voordelig
dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Die Heilige Gees het heilige manne geïnspireer om die heilige skrifte te skryf. Dis natuurlik die Bybel. Terwyl ons die Bybel lees, openbaar hy sy waarheid aan ons. Ek lees byvoorbeeld 'n gedeelte wat ek al veel keer gelees het, en skielik word die sekere gedeelte vir my lewend, want die Heilige Gees maak die woord van God relevant, en dit gee betekenis wanneer ek dit nodig het. Dit is 'n lewende boek, deur die Heilige Gees geïnspireerd, en net die persoon wat deur die Heilige Gees vervul en beheer is, kan die Bybel regtig verstaan. Die Heilige Gees het gekom om Christus te verheerlik. Hy het gekom om ons krag te gee om Christus te ken en vir hom te lewe. Dit was Jesus wat gesê het, tensy iemand uit water en gees gebore word, kan hy nie die koninkryk van God ingaan nie. Ons is in staat gestel om 'n oorvloedige lewe te lei, volgens Johannes 7, vers 37. Ons is in staat gestel om te getuig, om effektief te bid. Wat beteken dit om met die Heilige Gees vervul te word? Dit beteken om gerig en bemagtig te wees. Om met die Heilige Gees vervul te word, is om vervul te word met Jesus Christus, die opgestane Seun van God, en om in hom te bly. Dit beteken om gerig en bemagtig te word. Dan sal Christus in my liggaam wees en sy opstandingslewe in en deur my leef. Dit behels 'n wilshandeling. Ons praat van geestelike asemhaling. Uitasem, die belydenis van sonde, inaseming, om met die Heilige Gees vervul te word. Dit is natuurlik die tweede gedeelte van geestelike asemhaling, die inaseming. Alhoewel die Heilige Gees in alle Christene woon, is 'n keuse van die wil betrokke om met die Heilige Gees vervul te word. Daarom is nie alle Christene met die Gees vervul nie. Om met die Gees vervul te wees, behels om God te vertrou om 4 dinge te doen. Die Heilige Gees stel ons in staat om 'n heilige lewe te lei. Die Heilige Gees stel ons in staat om geestelike vrugte te dra. Christus wat kom om te soek die verlorenes en te red, sal deur ons die vrug van siele ontvang deur die krag van die Heilige Gees. Dit is een van die vrugte wat ons sal dra, is dat ons siele sal red. Ek wil graag vir julle lees Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Daar is die mense wat sê, ek getuig vir Christus deur 'n goeie lewe te leef. Maar ouens, dit is nie genoeg om 'n goeie lewe te leef nie. Baie nie-Christene leef ook goed en sedelike etiese lewens. Volgens die Here Jesus is die enigste manier wat ons kan demonstreer dat ons waarlik hom volg, is om vrug te dra. 2 dinge.
om nader aan ons verlosser, om ander aan ons verlosser voor te stel, as ook om heilige lewens te leef. Natuurlik alles deur die krag van die Heilige Gees. Om te versuim om vir Christus met ons lippe te getuig, is ongehoorsaamheid. Dan sal jy nooit 'n vreugdevolle, oorvloedige lewe ervaar nie. Ons lees dit in Johannes 14, vers 21. Die Heilige Gees stel ons in staat om die woord van God te verstaan en ook dit toe te pas. God se woord is die basis van ons geestelike groei. Die Heilige Gees stel ons in staat om 'n oorwinning oor ons daaglikse probleme te leef. Die vierde punt: waarom is die gemiddelde Christen nie met die Heilige Gees vervul nie? As gevolg van 'n gebrek aan kennis. Die gemiddelde Christen leef voort in geestelike neerlaag en armoede en is nie vervul met die Gees nie as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Dit lei weer tot 'n gebrek aan geloof. As 'n mens geweet het hoe lief God hulle het en die krag wat beskikbaar is om 'n oorvloedige lewe te ervaar, sou die meeste wêreldse of vleeslike Christene nie wêrelds wou bly nie, en die meeste nie-Christene wou bly nie. Ouens, die meeste Christene verstaan nie hoe om deur geloof die bonatuurlike hulpbronne van God te ontvang nie. As resultaat leef hulle in selfopgemaakte geestelike armoede en weet nie hoe om die groot rykdom en bronne van Christus te ervaar nie. Die meeste Christene verstaan nie dat God vanaf die oomblik van geestelike geboorte sy krag beskikbaar gestel het om hulle in staat te stel om aan te hou groei na volwassenheid in Christus nie. Die gemiddelde Christen verstaan nie hoe om deur geloof met die Heilige Gees vervul te word nie. Hulle leef 'n elendige, verslaane op en af lewe. Die meeste Christene is nie bewus van hulle geestelike erfenis nie. Ek wil graag vir julle 'n praktiese voorbeeld gee van 'n meneer Yates met sy olie en mineraalregte. In West Texas is daar 'n bekende olieveld, bekend as die Yates Pool. Gedurende die depressie van die 1930s was hierdie plaas 'n skaapboerdery wat besit is deur 'n man genaamd Yates. Meneer Yates het gesukkel om sy verband te betaal, dus het hy in die gevaar gestaan om sy plaas te verloor. Olieprospekteerders van 'n oliemaatskappy in die omgewing het meneer Yates ingelig dat daar moontlik olie op sy plaas is, en hulle het begin om proefgate te sink. Op 340 meter het hulle 'n groot oliebron raak geboor. Hierdie eerste put het 80.000 vate per dag gelewer. Natuurlik baie volgende gate was meer as 2 keer so groot. 50 jaar na die ontdekking van die olie het 'n regeringstoets op een van die putte gewys dat daar nog 'n potensiale vloei van 125.000 vate per dag het. En meneer Yates het dit alles besit. Die dag toe hy die grond gekoop het, het hy die olie en mineraalregte ontvang.
Steeds het hy op genade geleef. 'n multimiljonair wat in armoede leef. Wat was die probleem? Hy het nie geweet die olie is daar nie. Hy het dit besit, maar hy het dit nie besit nie. Ek weet nie van 'n beter illustrasie van die Christelike lewe as hierdie nie. Die oomblik wat ons kinders van God geword het, deur geloof in Christus, word ons erfgename van God en al sy bonatuurlike hulpbronne is vir ons beskikbaar. Maar ouens, die meeste Christene bly leef in selfopgemaakte geestelike armoede, omdat hulle nie weet hoe om die geestelike hulpbronne wat reeds hulle sin is, van God te ontvang nie. Soos in meneer Yates se geval, voor die olieontdekking, leef hulle in onkunde oor hulle rykdom. Ouens, en nog 'n rede hoekom hulle nie die Gees ontvang nie, is as gevolg van ongeloof. Nog 'n rede waarom die gemiddelde Christen nie met die Heilige Gees vervul is nie, is ongeloof. Baie mense glo nie in sy betroubaarheid nie. Vertroue is 'n ander woord vir geloof, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Mense vertrou nie vir God nie. Die meeste van ons sê vir God, ek vertrou jou nie. Ons leef asof God nie bestaan nie. Die gemiddelde Christen is nie vervul met die Heilige Gees as gevolg van ongeloof. Baie mense is bang vir God. Hulle vertrou hom nie. Baie voel dat God die onmoontlike van hulle sal vereis. Hulle twyfel oor die omvang van God se onvoorwaardelike liefde. Baie mense is bang dat hul planne sal verander, dat hy hulle planne sal verander. Dat hy sal vereis dat hulle rykdom moet opgee. Dat hy sal vereis dat hulle moet al hulle geluk uit hulle lewens weg te neem. My vraag, is God liefde? En is hy bekommerd oor sy kinders? Ja, hy is. Hy het oor en oor bewys dat hy 'n liefdevolle God is. Hy is ons vertroue waardig. Jesus verseker ons, as julle dan wat boos is, weet hoe om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, gee wat goed is aan die wat hom vra. Matteus 7 vers 11. Baie voel dat God hulle plesier sal wegneem. Hulle besef nie hoe groot sy wonderlike plan vir hulle lewens is nie. Dalk is jy bang dat God jou rykdom gaan wegneem. Hy mag jou wel vra om een of ander ding prys te gee, maar net sowel mag hy nie. Indien hy dit wel doen, sal God jou in staat stel om dit as 'n voorreg te ervaar, want God seën altyd die wat hom vertrou en hom gehoorsaam. Ons kan dit lees in Johannes 14 vers 21. Verskeie faktore dra by om jou hart voor te berei vir die vervulling van die Heilige Gees deur geloof. Jy moet 'n begeerte uitoefen om 'n lewe te lei wat die Here sal behaag. Jy moet die sondes bely wat die Heilige Gees aan jou herinner en sy vergifnis eis. Indien jy iemand te nagekom het byvoorbeeld, of iets geneem het wat nie jou is nie, mag die Heilige Gees jou lei om restituisie te doen. Met ander woorde, om dit reg te stel waar jy verkeerd opgetree het. Indien wel, gehoorsaam hom, of jy mis uit met sy seëning aan jou. Jy moet bereid wees
om die beheer van jou lewe aan Christus oor te gee volgens jou opdrag van God. Ek sê weer, ons is nie vervul met die Heilige Gees omdat ons begeer om vervul te word nie, of omdat ons sondes bely het nie, of ons liggaam aan ons Here aanbied as 'n lewende offer nie. Nee. Ons is vervul deur geloof en deur geloof alleen. Ek het 2 skrifgedeeltes om aanspraak te maak op die vervulling van die Heilige Gees. Sy opdrag is dat ons met die Gees vervul moet word. Volgens Efesiërs 5 vers 18. Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, dit lei tot losbandigheid. Word eerder met die Gees vervul. Ek het 2 vrae. Is dit God se wil dat julle deur die Gees vervul word? Ja. Hoe weet jy dit? Volgens Efesiërs 5 vers 18. Sy belofte is dat hy altyd antwoord wanneer ons volgens sy wil bid. Ons lees dit in Johannes 5 vers 14 en 15. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets volgens sy wil vra. Met ander woorde, sy belofte is dat hy verhoor as ons hom iets vra. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Wat moet ons doen? Wat moet ons onthou? Ons kan nie die Christelike lewe lei deur ons eie goeie werke nie. Ons kan onsself nooit goed genoeg maak om God te behaag nie. Ons moet deur geloof lewe in sy voltooide werk aan die kruis. Ons kan nie op gevoelens staat maak nie. Moet nie dink dat jy 'n emosionele ervaring moet hê of dat iets drasties met jou moet gebeur nie. Ek vra jou, hoe het jy Christus ontvang? Wel, jou emosies was dalk betrokke, maar uiteindelik het jy 'n Christen geword weens jou geloof. Want die Bybel sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Die Heilige Gees is nie aan ons gegee dat ons 'n groot emosionele ervaring kan hê nie, maar dat ons heilige lewens kan leef en vrugtevolle getuies vir Christus kan wees. Dus, of jy 'n emosionele ervaring het of nie, dit is nie die kwessie nie. Gevoelens is geldig as 'n neeweproduk van geloof en gehoorsaamheid. Maar ons moet nooit op gevoelens alleen staat maak nie. Die Heilige Gees woon reeds in Christene. Die oomblik wanneer jy Christus ontvang, kom woon die Heilige Gees binne in jou. Ons lewe deur geloof. Die individue wat deur geloof of onder beheer van die Heilige Gees lewe, het 'n nuwe meester. Die Here Jesus het gesê, as iemand na my toe kom, laat hom homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Johannes 9 vers 23. Tensy 'n koringkorrel in die aarde val en sterf, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit baie vrugte. Johannes 12 vers 24. Ek kan natuurlik nie myself beheer en terselfdertyd deur die Heilige Gees beheer word nie. Christus kan nie in beheer wees
asof ek op die troon sit nie. So ek moet oorgee aan hom. Dit betrek geloof as 'n uitdrukking van my wil deur gebed. Om met die Heilige Gees vervul te wees, is nie 'n eenmalige ervaring nie. Ons moet voortdurend gevul, beheer en bemagtig word met die Heilige Gees as 'n lewenswyse. Met ander woorde, wat ek probeer sê, een keer in jou lewe word jy 'n kind van die Here, maar elke dag moet jy vervul word met die Heilige Gees. Dit is nie bloot deur gebed dat ons vervul word nie. Dit is deur geloof. Geloof word natuurlik in jou gebed uitgedruk. Die resultaat van vervul word is om in die Gees te wandel, is dat ons dood word vir sonde en lewend word vir God. Kom ons kyk na 'n toepassing. Vra die Heilige Gees om vir jou enige onbelede sondes te wys. Eis die vervulling van die Heilige Gees deur geloof, op grond van God se opdrag en God se belofte. Het jy aan God se voorwaardes voldoen? Is jy honger en dors na geregtigheid? Het jy alle bekende sondes bely? Begeer jy opreg om Jesus Christus jou Here te maak en deur die Heilige Gees beheer en bemagtig te word? Indien ja, nooi ek jou uit om jou hoof te buig en die volgende geloofsgebed agter my aan te bid. Ek gaan die gebed sinnetjie vir sinnetjie bid en jy kan saggies in jou hart saam bid. Vra God om jou te vul. Kom ons bid. Liewe Vader, ek het U nodig. Ek erken dat ek in beheer van my eie lewe was. En gevolglik het ek teen U gesondig. Ek dank U dat U my sondes vergewe het deur Christus se kruisdood vir my. Ek nooi Christus nou uit om die beheer van die troon van my lewe oor te neem. Vul my met die Heilige Gees, soos U my beveel het om vervul te word. U het in die woord beloof dat U my sal vul as ek in geloof vra. Ek bid dit in die gesag van die naam van Jesus Christus. As 'n uitdrukking van my geloof, dank ek U nou dat U my gevul het met die Heilige Gees. En om beheer van my lewe oor te neem. Amen. Ek wil graag vra dat jy in 'n gesindheid van gebed sal bly. In net 'n oomblik gaan ek jou vra om op te staan as jy weet dat jy met die Heilige Gees vervul is. Onthou, ons word vervul met die Heilige Gees deur geloof. Ek wil jou dan nou die geleentheid gee om jou geloof uit te druk deur nou op te staan. Staan op as jy weet jy is vervul met die Heilige Gees. Dankie Jesus dat ons nou kan weet dat ons vervul is met die Heilige Gees. Amen. Mag die Here jou seën.